Goeiemôre maat, ek hoop dit gaan goed by julle. Baie welkom by die Go Get Kids aanlyn diens. En ek is sommer baie bly om vanoggend vir julle te kan welkom sê. En ek weet baie van julle kry swaar. Daar's van julle wat terug skool toe is en julle kan nie julle maats druk nie en julle kan nie vir julle juffrouens 'n drukkie gee nie en van julle het ouers en familie en vriende wat siek is. Maar onthou, die Here wil nie ons moet 'n hart van vrees hê nie. Hy wil hê ons moet 'n hart hê wat gevul is met blydskap, liefde, vreugde en vrede. En onthou, die Here is oneindig lief vir julle. En hy sal nooit nie die pad saam met julle stap nie. Ek wil vanoggend gou vir julle herinner in Habakuk hoofstuk 3. Nou Habakuk is in die Ou Testament. Julle onthou seker die lied al sit die vyeboom nie bot nie. Nou in Habakuk 3 staan daar: Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. So maats, hoe gaan ons dit onthou? Ek wil hê die manne daar buite wys bietjie vir my julle muscles en maak dit lekker sterk, nie? So as jy bang of bevrees is, dan maak jy jou muscles en jy dink daaraan dat God vir jou krag gee om deur die dag te kom. En vir die meisies daar buite, vir julle om te onthou, ek gaan dit nou probeer doen. Die van julle wat ballet of dans doen, ons doen 'n pilei. Nou onthou as jy 'n pilei doen, moet jy baie fyntjies op jou voete wees, nie as jy 'n ballerina is. So 'n pilei is dan so, nee. Nou die Here sê, hy maak ons voete so lig soos die van 'n ribbok. En hy sal nie dat ons struikel nie. Hy sal nie dat ons van die kraanse afval nie. So die girls onthou dit, dat jy so vlugvoetig soos 'n ballerina gaan wees en dat die Here vir jou gaan lei, dat jy veilig sal wees. Ek hoop julle geniet die lessies. Dan die Neelie gaan vanoggend vir ons open met gebed, waarna ons die verjaarsdag gaan vier, en dan gaan daar ook lessies wees op Google Classrooms, en natuurlik op YouTube en Facebook, en gaan asseblief in Google Classrooms in julle. Daar is GoBucks vir al die aktiwiteite, en die van julle wat verjaar, onthou om jou GoBucks ook daar te gaan haal. Onthou, God het jou baie lief. Hoop julle het 'n heerlike week. Môre maatjies, baie welkom hier vandag. Kom ons bid gou saam vir Jesus. Dankie Jesus dat ons almal vanmôre weer saam by mekaar kan wees en van u woord kan leer. Help ons om mooi te luister en die lesie te verstaan. Help ons om gesond te bly en veilig te wees. Ons vra Jesus dat u ons sal beskerm en lei. Dankie Jesus dat u so goed is vir ons en dat ons weer vandag uit u woord uit kan leer. Help ons om so te leef dat ander maatjies kan sien dat Jesus in ons lewe. Vergewe ons sondes en hou ons asseblief veilig in u hand. Here, wees saam met ons vir die res van hierdie week en bring ons almal weer volgende keer veilig by mekaar. In Jesus naam. Amen.
vanoggend by julle te kuier. Wonder waar Stoffels en Blommie is vanoggend. Hulle het my ge-WhatsApp om te sê hulle gaan hier wees. Jammer juffrou. Môre julle twee. Het nou net vir almal wat saam met ons kuier vandag gesê. Ek wonder waar julle twee is. Is julle oukei? Julle lyk skoon moeg, asof julle baie vinnig gehardloop het. Môre julle almal. Ek is so bly om hier te wees. Ja, môre julle. Ek kry nog my asem terug. Sal een van julle nou asseblief vir my vertel hoekom julle so uit asem is? Ja, juffrou. Juffrou sien, ons was op pad na juffrou toe. Toe 'n vriend van ons, JP, vinnig met sy fiets verby ons kom, maar ongelukkig te vinnig. Yes, juffrou, die volgende oomblik sien ons net grond en takkies wat in die lug trek. Dit was soos 'n slow motion movie. O, jene, en toe julle vertel verder vir ons wat het gebeur. Juffrou, ons het so geskrik vir 'n oomblik. Eers net daar gestaan en toe het ons besef wat gebeur het. Het so vinnig na hom gehardloop. Juffrou, hy het baie seer gekry. Yes, juffrou, dit het sommer baie seer gelyk. Ek het net eers daar gestaan. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Maar gelukkig het Blommie vinnig gedink en my gesê wat om te doen. Ek het vir Stoffels gesê, hy moet vinnig na JP se huis hardloop en sy ma gaan roep terwyl ek by JP bly. Juffrou, hy het so gehuil. Ek het so jammer vir hom gevoel. Yes, juffrou, daar hardloop ek so vinnig soos die wind, juffrou. Sy ma was baie bly dat ons haar kom roep het en hom nie net daar gelos het nie, want dit lyk of daai been dalk gebreek kan wees. O, jene, weet julle hoe trots is ek op julle dat julle JP so mooi gehelp het. Dit laat my aan 'n vergelyking wat Jesus vertel het in die Bybel van 'n ware vriend. Luister gou mooi hierna. Jesus vertel die volgende verhaal van die gelykenis van 'n goeie vriend aan sy volgelinge. Op 'n dag het 'n vriend onverwags in die middel van die nag by 'n man se huis opgedaag. Omdat hulle goeie vriende was, is hy onmiddellik ingenooi en wou sommer ook vir hom na sy lang reis ietsie te eet maak. Hy het ontdek tot sy skok dat hy nie 'n krieseltjie kos in die huis het nie. Vinnig het hy oorgestap na een van sy ander vriende wat naby hom bly. Hy het hom gaan wakker klop om te hoor of hy dalk kan help met ietsie te ete. Omrede dit al 12 uur in die nag was, het die hele gesin al geslaap. Hy vra toe of hy hom asseblief sal kan help met ietsie te ete vir sy vriend wat onverwags kom kuier het. Die man het toe opgestaan en gaan kyk waarmee hy hom dalk kan help. In sy kombuis het hy 3 broodjies gekry en deur toe gestap om vir sy vriend te gee. Hy het sy leebakkie gehou en sy vriend het vir hom 3 broodjies gegee. Hy was so bly want nou kan hy vir sy ander vriend ietsie gee om te eet na sy lang reis. Hy is so dankbaar en so bly om die lekker broodjies vir sy vriend te kan gee wat so lank gereis het. Toe kon hy en sy vriend lekker broodjies eet en 'n bietjie gesels. Het julle gehoor hoe die vriend sy ander vriend gehelp het? Daai jaar het elkeen nie sy eie kamer gehad nie. So as iemand kom klop het aan die deur, het almal gewakker geword in daai huis. Hoe sou julle maak as iemand julle kom wakker maak het 12 uur in die nag? Skree, "Gaan weg, ek slaap nou." Nee, ek dink nie julle sal dit doen nie. Blommie, Stoffels, julle was vandag regtig 'n goeie en 'n ware voorbeeld van wat 'n vriend moet doen. Dankie juffrou, want as dit met my gebeur het, hoop ek dat iemand my sal help. Yes, juffrou, ons kon hom nie nog los het nie. Blommie en Stoffels, soos julle in die storie gehoor het, kan ons ook altyd aan God se hemelse deur gaan klop en hy sal vir ons oopmaak. So kan ons altyd enige tyd na hom toe gaan. Dink julle God sal ons wegjaag? Nooit nie juffrou, ek dink hy sal altyd vir ons oopmaak. Ja, julle almal, en dit is hoe ons met mekaar moet wees. Mekaar help en daar wees vir mekaar. Ek het vir julle 2 aktiwiteite op Google Classrooms gaan opsit. Julle kan kies watter een julle wil doen, of as julle albei wil doen, kan julle albei ook doen. Maar ek het vir julle ook 'n challenge hierdie week. Ek wil graag hê julle moet hierdie week vir 'n vriend ietsie doen. Ietsie help mee, waarmee hulle sukkel, of selfs julle lekker goed met hulle deel. En weet julle wat is die beste geskenk wat 'n vriend vir 'n ander vriend kan doen? Is om vir hulle te bid. Blommie, kan juffrou vir jou vra dat jy vir JP sal bid voor ons huis toe gaan vandag? Liewe Heer, baie dankie vir hierdie dag.
Dankie dat ek en Stoffels daar was om vir JP te kon gehelp het. Here, ek bid en ek vra dat U hom sal gesond maak en sterk maak. Here, en ek bid dat ons vir elkeen daar buite mekaar kan help in nood en ook enige ander tyd dat ons mekaar help en bystaan. En ek bid ook vir JP se mamma en pappa om hom gesond te maak en om sterk te wees. Dankie liewe Heer. Amen. 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 Nou ja julle, soos ons lesie klaar vir vandag. Ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Mooi gaan. Blaai blommies. Bye, Bye. bye, 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 bye.